O dierbare Hemelse Vader, maak my minder en maak my meer, dat ek sal verdwyn, en U sal sigbaar word. Because we must never doubt God, and be so careful that we don't doubt your sincere commitment to Him. The Holy Spirit, the omnipotent Holy Spirit, is so unbelievable in our life. And He goes forth and teach us to pray. Prayer is our biblical cord, our lifeline with God. The Holy Spirit is not an influence. The Holy Spirit is not a thing. It's not a it. He is a person. I have never met Him in my time serving God as a doctrine. Have you met Him as a person? It is so unbelievable, life-changing to meet Him as a person. Remember, every wake up, every stand up, every rise up, every turn up, dress up, and every turn up is proof of God's mercy towards you. The gospel does not call or send us to receive the life of Christ as an addition to our life, but as an unbelievable life itself. As mens oor hierdie goed praat, wil jy net stil word in jouself. And right now, in the goodness and in bad, you are on the throne. You are in control. You are God alone. And that is unbelievably enough for me. U goedheid en U guns, my God, laat my weer glo aan die dag van môre. Dankie vir die onuitspreeklike groter genade in broers. God se genade is vir hulle wat hom ken groot. Maar vir ons wat hom meer as ken, is dit groter. Groot en groter. Ander woorde, niks wat jy beleef kan oorskadu word deur God se groter genade. The perfect love, ons ou vriend David, wat al hier was en wat U ontmoet het nooit gepraat van liefde nie. The perfect love. Ons moet nooit vergeet dat God se liefde perfek is. The perfect love of God is not explained by worthiness of the sinner, but by the character of God Himself. We as mortals can't bring anything before God that could attract or deserve His divine perfect love. It is only His unbelievable greater grace that saves us. To know such perfect love rise up in you a unbelievable gratitude to do the utmost for His highest, soos Oswald Chamber gesê het. To give your all for all of Him. That is total surrender, coming to the end of yourself and to the beginning of God. He becomes more and you become less. O, en daai liedjie wat Chris mee begin het en wat ou Job so uitgeroep het, Thou you slay me, I will trust in you, and I, in klein lettertjies, will bow down and kiss the Son. Thou you slay me. Die hart van 'n herder, 'n herdershart, is 'n verwelkomende hart, gevul met hom gelooflike barmhartigheid verander. En vanmôre in my nagwaak
hom gesien staan. En hierdie woorde het by my opgekom. When I saw you standing there, I almost fell down from my chair. I did. And I bowed down and kissed the Son. En as 'n afsluiting, en ek stuur julle graag hiermee vanoggend uit, in hierdie nuwe genade dag wat ons ontvang het. So today, at the start of your new day of grace, go out and live as a aware believer, Christian thinking follower of Jesus Christ, and influence others, show Him believingly that they might believe in Him. Leef jy so dat as hulle jou raak sien, glo hulle in Hom, sonder dat jy eintlik 'n woord spreek. Na 'n nagmaal toe en die wagte in die nag kom en vra vir haar, omdat hulle wil seker maak die mense, jy weet, kom nie in die geheim by mekaar. En hulle stop haar en vra, where are you going to? Hoor haar antwoord wat die Here in haar woorde en haar mond lê. My eldest brother have passed away and they reading his will and I'm gonna listen to his will. En wat sê hulle vir haar? Go your way. Ons prys U naam. Vader, dankie net vir hierdie oggend. Dankie vir U groot genade. Dankie vir die kosbare prys wat U seun betaal het aan die kruis vir ons. In hierdie seisoen wat ons dit vier, in hierdie tyd wat hy gewandel het op die aarde, wat hy in sy verheerlikte liggaam geloop het, maar dat hy sy Heilige Gees gestuur het om vanoggend binne in ons te wees. En ons wil U loof en prys. Dankie Heilige Gees dat U ons leermeester is. U is die een wat ons na Jesus toe trek, oomblik vir oomblik. Dankie Jesus, U vat ons na die Vader hart toe. En ons wil U prys en loof vir die Vader hart, dat hy sy seun gestuur het. Dankie net vir die oggend, ek kom bid en ek kom lê neer, gees, siel en liggaam. En ek bid Heilige Gees dat U alleen vanoggend vir ons sal lei. Maak nie saak hoe U ons wil lei nie, Heilige Gees, maar lei U ons vanoggend. En ons prys en ons loof U naam van Jesus Christus. Dankie vir U genade, is meer as goed vir ons. En ons eer U. Dankie vir die manne wat U is. Dankie vir die tyd waarin U ons geplaas het en ons geroep het in hierdie generasie. En ons eer U, prys U naam vir die wonderwerk en die krag van die bloed wat ons vrygemaak het in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Halleluja. Manne, sit gerus. Shalom. Shalom. Amen. Halleluja. Weet, shalom het soveel fasette soos 'n diamant. As jy gaan kyk, as jy net Google en kyk wat dit alles beteken, dan beteken dit dat dit goed gaan met jou prosperity, health, wisdom. Elke faset van shalom beteken nie net goeiemôre nie. Daar's 'n baie groot verskil tussen goeiemôre en shalom. Maar dit net sommer hier tussenin. Ek sê vanoggend vir Bouwer, hy het 3 uur ingekom. Toe hy die woord begin lees. Toe wil hy iemand groet, toe sê ek Bouwer. Dis dit Bouwer wat hier is. En elke deel van die aand waarin ons terry het 'n faset. En ja, dis net meer spesiaal wat gebeur.
Iemand stuur 2 dae terug 'n boodskap wat die vyand doen, die donker kant, die accuser, die aanklaer, en hoe hulle assignments, wat is assignments in Afrikaans? Opdragte, ja. Hoe hulle opdragte lanseer. Want omdat die kerk slaap in die nagtelike ure. Hulle sê hulle grootste assignments wat hulle kom plaas oor the body of Christ is tussen 2 en 4 in die oggend. Die grootste assignments wat hulle plaas op huwelike en op gesinne en goed is tussen 2 en 4 in die oggend. Want dan is daar nie enige teenstand nie. Want dan is ek wil amper sê, dan is die hekke is oop, the gates are open. En ek glo dieselfde in gebed. En as ons net na Jesus se lewe kyk, wanneer het sy deurbrake gekom? Wanneer het die Gees oor die waters gesweef? Wanneer het die disippels hom op die see van Galilea gesien? Dit was tussen die 3de en die 4de nagwaak in die oggend. Wanneer het hy die storm stil gemaak? So elke keer moet ons kyk wanneer is daar 'n opening gewees of wanneer het iets gebeur. So wat vir oggend, ek sê vir Bouwer vir oggend, ek sê ek loop vir 2 dae en is asof ek hoor nie die stem nie, is stil. Ek hoor vir 2 dae hoor ek nie die stem van die Heilige Gees wat hy in my hart druk en wat hy my druk en inpres waartoe gaan ons gaan of wat gaan gebeur nie. En al wat ek weet, ek moet net bly wag. Maar dit voel nie asof daar iets is nie. En vanoggend, ek dink tussen 2 en half 3, wat ek net 15 minute, het ek op die altaar gelê. En terwyl ek daar lê, toe hoor ek net die volgende woord. Ek hoor net, ek wil nie vir julle die presiese woord gee, ek het dit gaan neerskryf. Ek hoor net klein gedeelte. Ek hoor net die volgende. Silence, en ek wil vir julle 'n sleutel gee vir oggend. Silence is a force. En ek begin dit te soek. En dis al wat ek hoor. Silence is a force. En ek gaan dit oopbreek en ek het by Bouwer kom sit vir oggend. En terwyl ek praat en ek gaan hom nou vra om ook 1 of 2 goed te deel wat op sy hart is in skrifte te gee, wat in stilte werklik met ons gebeur. En ek dink dit is 'n tyd waarin die Heilige Gees ons nou wil vat. Wat in stilte invat, maar wat gebeur in stilte met ons? Ek wil net eers vir julle 'n gedeelte lees, 1 vers in Zephaniah, 1 vers 7. Hy sê, hold your peace at the presence of the Lord God, for the day of the Lord is at hand, and for the Lord has prepared a sacrifice. He has bid his guests. Hy sê, die ander gedeelte is jy daai woord silence gaan soek of peace gaan sê. Hold your peace. Dit beteken hush. Dit beteken wees stil. Ons ken daai vers, ek gaan hom nou vir julle gee. Be still and know that I am the Lord. So wie het dit al gehoor? Almal het dit gehoor. En weet ons wat dit werklik eintlik beteken vir ons? So kom ons gaan kyk, ek gaan 'n paar verse uithaal, net om stil te wees en te kyk wat wys die Heilige Gees vir ons. Julle kan dit neerskryf, julle kan luister daarna, ek gaan vir julle 'n paar verse lees hier. Hy sê, 1 Samuel 2 vers 9 en 10. He will keep the feet of his saints, and the wicked shall be silent in darkness.
For by strength shall no man prevail. The adversaries of the Lord shall be broken to pieces. Out of heaven shall the thunder upon him. The Lord shall judge the ends of the earth. He shall give strength unto his kings and exalt the horn of his anointed. Ons het gesien wat het nou in Israel gebeur. Hulle noem dit 'n skietstilstand. Maar dit is eintlik soos silence wat hulle geroep het. Nou om te dink in die minder nagtelike ure as jy in Iran is. Ons ken dit nie in Suid-Afrika nie. Ons hoor dit en ons sien dit op die nuus. Maar dink bietjie daaraan, wat gaan deur jou gemoed as jy in 'n woonstel of in 'n gebou bly en die volgende oomblik val daar 'n mortier deur die mense wat langs jou bly se gebou of se woonstel. Het ons al onsself in daai situasie, het julle al self julle ingedink wat dit beteken die alarms gaan af en jy hardloop bomskuiling toe. Dis die tyd waarin ons leef. As jy in Israel kyk, is dit vir hulle al soos tweede natuur as die alarms aangaan. En gaan kyk bietjie, hoeveel aanvalle het julle al in die dag gesien? Hoeveel mortiere het julle al deur die dag gesien, aanvalle? Hoeveel sien julle in die nag? So wanneer sien ons die aanvalle vind plaas? In die nagtelike ure, in the night watches. So in dit sien ek daar 'n stilte gekom en iewers wil Vader God en Heilige Gees wil vir ons iets kom oopbreek en openbaar, iets wat in stilte is, wat geboorte moet kry. Dis asof dit in stilte is en dan gaan daar 'n geboorte in 'n nuwe seisoen aanbreek. In Job 40 vers 4 en 5, Behold, I'm vile, what shall I answer thee? I will lay my hand upon my mouth, once I have spoken, but I will not answer, yes twice, but he will proceed no further. I will not answer. Psalm 46 vers 10, Be still and know that I am God. I will exalt them among the heathen. I will be the exalted of the earth. Psalm 76, 8 en 9. You didn't cause judgment to be heard from heaven. The earth feared and was still. When God arose to judgment, to save the meek of the earth. So ons sien dat God, voordat hy sy wrath, voordat hy sy toorn uitstort op die aarde, is dit asof daar stilte is. En een van die belangrikste is, as jy die boek van Openbaring ken, is daar 6 seels. Nou tussen seel 6 en seel 7, wat gebeur daar? Wie kan net so vir my iets sê, on top of your head? Wie kan net vir my sê, wat gebeur tussen seel 6 en die 7de seel? Hy sê, en daar was 'n halfuur stilte in die hemel gewees. So, wat ons ervaar, wat ek ervaar in hierdie tyd wat ons ingaan na Pessach. En ek vertrou en ek sien en ek dink dit is deel met wat nou in The Prince of Persia gebeur en wat gebeur in Iran en wat gebeur in Israel, is dat ons tel daai geboortepyne, ons stel daai vibrasie op wat daar gebeur in die gees, en is dat asof die Heilige Gees ons wil begin attent maak daarop.
Ons moet begin stil raak en op hom vertrou. Want hoeveel keer het jy al jouself probeer verdedig in 'n saak? En partykeer probeer jy so verdedig dat jy klink naderhand skuldig. Het julle dit al agtergekom? Ek wil amper sê, jy oversell jouself. Jy praat so baie en naderhand dink jy, maar ek het so baie gepraat, hierdie mense gaan dink ek is skuldig. Maar jy weet jy is onskuldig. En dan is daar 'n tyd wat kom wat jy net stil bly. En hoe langer jy stil bly in jou saak, hoe meer begin die advokaat van al die advokate vir jou intree in daai saak wat jy net stil bly. Ons het al baie keer gehoor, silence is golden. En ek wil net iets in julle kom neersit vir oggend. Iets wat ons moet leer, en iets wat ons nou begin ontdek het. En ek sien nou, verander hy die laaste 2 dae, en hy praat nie baie nie, hy's net die hele tyd besig. Net met homself, hy praat nie. Daar's 'n tyd wat jy kom, wat jy voel, maar ek wil nie praat nie. Dit is in jou verhouding met Jesus, begin jy op 'n plek naderhand kom en sê, ek wil stilte om my hê. Ek het al baie keer vir Israel gesien, en is hy tussen mense ingegaan, of hy bedien het, die oomblik as hy ingegaan het, en Richelle sal weet, evangeliste is julle, as jy baie van jouself gegee het, is om ek wil amper sê, nie die kuns nie, maar dit wat jy moet beoefen, is om weg te beweeg. Hoeveel keer lees ons nie in die skrif, wat Jesus uit die massas uit net wegbeweeg het, en dan praat hulle van 'n afgesonderde plek, wat hy net alleen gaan stil raak het. So in daai stilte, is dit 'n plek waar die Heilige Gees ons wil bedien, en wat hy ons wil versterk. Isaiah 6 verse 5. Then said I, woe is me, for I am a man, and a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King and the Lord of hosts. Habakuk 2 vers 20. But the Lord is his name. He is in his holy temple. Let the earth keep silence before him. As ons besef daar is geluide in die aarde en vibrasies die heeltyd, dag en nag, en die skepper van die heelal kom, en Habakuk sê, let the earth keep silence before him. Wanneer ek gee die woord vir oggend, en jy moet dit huis toe vat, na jouself toe, en probeer beoefen, en kyk hoe dit voel, om vir 'n halfuur net stil te wees, nie 'n woord te sê nie, net stil te gaan sit, en net te ontvang. En ons moet leer om in tye in te gaan, en net om stil te gaan raak. En, want die wêreld om ons het so besig geraak. As jy gaan kyk na die social media, vandat jy 1 jaar is, vandat jy 1 jaar oud is, of jonger, word jy gebombardeer, anders is wat ons gebombardeer is in ons tyd. Ons het gespeel met, buite gespeel, en ons het in die grond en in die modder gespeel, en ons het die heel dag buite gewees, en vandag se kinders word hoofsaaklik met screen time gebombardeer.
Ek meen, wat het ek geweet van ChatGPT toe ek 6 jaar oud was? Bouwer, wat het jy geweet van ChatGPT? Ek meen, ons het dit 2 jaar terug eers kom ontdek. Of hoe lank terug is dit? 2 jaar. So my oudste kleinseun gister, hy klim by my in die kar in, hy sê vir my die volgende, 7 jaar oud. Hy sê, oupa, ek het vir ChatGPT gevra, wie is die beste sokkerspan? Ek weet, dit is so net 'n storie nou tussen hulle, maar ek dink net vir my die volgende, dink nou as ek dit vir my oupa moes gevra het. Hy sou gewonder het van waar af kom ek. Nou kom 7-jariges en hulle word blootgestel in kunsmatige intelligensie. En kinders word nie meer geleer om te kan speel nie. Ons het verleer hoe om stil te raak. Ek kan tot vandag onthou, ek wil julle iets van stilte noem. Ek vat 'n groep manne in die 2000s. Dit was tussen 2000 en 2004. Vat ek so 6 manne met 'n bussie na 'n naweekkamp toe in die Sabi-Sand. Nou, Sabi-Sand is seker een van die mooiste dele in die wêreld wat jy kan kry. Die groot 5 loop Vrydag. Die hotelle wat jy daar bly en die lodges, game lodges daar kos jou tussen 30 en 60.000 rand 'n nag. En daar is 'n geestelike kamp wat 'n ou in die Sabi-Sand uitgehou het en dit kos ons R1000 per persoon om die hele naweek daar te wees met etes. Net om in die groot 5 te wees. En nou, almal sit ons onder 'n tent en almal kyk na die buffels en wanneer van hulle die ander groot 5 inkom. En op 'n stadium sê die kringleier daar, elkeen moet vir hom 'n plek gaan kies in die veld. En hy sê, dan sien ek julle so oor 30 minute. Hy sê, en al wat jy doen, jy gaan soek 'n area, sê 'n half meter by 'n half meter, op die grond, bly stil, niks, aan al wat jy doen vir die volgende halfuur. Jy kyk wat se lewe sien jy in daai half meter by half meter. Wat gebeur daar? En in die volgende dan sien jy, hier kom 'n muur verbygestap, en dan kom daar muurtjies verbygestap, en dan kom daar ander insekte daar verby. In 'n halfuur se tyd, wat ek stil geraak het daar, onthou ek dit tot vandag toe. Ons gaan soek die groot dinge partykeer in die lewe, maar daai halfuur wat ons die klein dingetjies gaan soek het vir my meer waarde gedra as die naweek wat ons na die groot 5 gaan kyk het of gesien het. Want ek kan dit tot vandag toe onthou. So baie keer is daar hierdie klein juwele wat daar lê. En ons moet in hierdie plek ingaan om net sy stem te gaan hoor. Amos 5:18 tot 20. Woe unto you that desired the day of the Lord. To what end is for you? The day of the Lord is darkness and not light. And as if a man did not flee from a lion and bear of him, or went into the house and leaned his hand on the wall, and the serpent bite him, not on the day of the Lord be darkness and no light, even very dark and no brightness in him. So ons sien in hierdie plek van stilte, is die Heilige Gees besig om sy kinders en sy bruid in 'n plek van stilte in te vat. Ons moet hierdie seisoen begin kyk en ons moet dit begin
ons moet dit begin omarm. Ek wil vir julle 'n paar goed lees wat ek gekry het in die nag oor stilte. Silence as a spiritual warfare. Baie keer gaan ons uit en ons wil, en ek praat veral met die evangeliste, met Richelle en die ouens wat in bediening wil gaan, dan wil jy uitgaan en jy wil gaan bedien, maar jy het so besige tyd gehad, jy kon nie stil raak nie. Het jy al baie keer gehoor, iemand sê, ek gaan nou eers net stil raak. Maar baie keer kan stil raak ook 'n godsdienstige aksie wees. So stilte kan partykeer wees, jy sê dit maar net, want jy's gewoon daaraan. Maar jy gaan druk nie in werklik om die stem vir jou situasie in stilte te gaan hoor nie. So baie keer is jou antwoord is nie in die geraas nie. Jou antwoord lê in die stilte en in die stil wees. Want baie keer is ons so besig en die vyand hou ons so besig met ons eie gedagtes. Ons soek meer oplossings en antwoorde by iemand naby aan jou of ander persone wat dalk vir jou oplossing te kan gee, as om dit by die Heilige Gees in stilte te gaan soek. En die wat dit al gaan soek het in stilte en desperaat was, sal weet, in daai mees desperate tyd in stilte, dit is wanneer sy lig deurskyn in donker tye vir jou. Ek gaan vir julle Exodus 14:14 wil ek vir julle wys hier. Wanneer daar's iets wat gebeur en deurbreek vir ons. En hier kom Moses, the sea is divided. And Moses said unto the people, fear not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will show to you, for the Egyptians whom you have seen today, you shall not see them again, no more. And the Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. And the Lord God shall fight for you, and you shall hold your silence. Dis in daai tyd wat jy stil bly. 2 Chronicles 20 verse 5. In hierdie gedeelte ken ons 2 Chronicles 20 verse 15. And he said, hearken unto all Judah and the inhabitants of Jerusalem, and thou king of Jehoshaphat, thus saith the Lord to you, be not afraid, be not dismayed by this reason, for the battle is not yours, but the Lord. So baie keer wil jy hierdie battle jou eie maak. En ons leef in 'n tyd, en moenie vir my vertel, jy het nie battles nie, want dan leef jy op 'n ander planeet. In die tyd waarin ons nou is, as jy net gaan kyk, en ons praat 2-3 dae terug, dat wat besig is om te gebeur en te eskaleer, en dis nie negatiewe praatjies, because the Lord is in this. He is the solution for every problem in your life. Hy is die oplossing vir elke probleem. Maar die probleem is, ons vra hom nie om die oplossing vir ons probleem te wees nie. Selfs as ons by die vulstasie stop, en ek staan self skuldig, maar in hierdie oomblik het ons al daaraan gedink, elke keer as jy nou brandstof ingooi, gaan ons kla oor die nuwe brandstofprys teenoor die petrol joggie? Gaan ons vir hom vertel wat dink ons van die brandstofprys?
Of gaan jy begin loof en prys dat jy iets geld het by jou om brandstof te kan ingooi? So ons kan kies in daai omstandighede, gaan die vyand ons kom beheer, gaan hy ons mentaliteit kom oorvat en beheer in hierdie situasie. Want jy sien, ek het Woensdag gesê, in die disippelskapgroep, ons moet weet, ons is in hierdie tyd, van Openbaring 6. As ek na Terry Bennett luister, is daar al meer as 1-2 van daai seels oop. Maar kom ek wys vir julle, Openbaring 6 vers 5. And when he had opened the third seal, I heard the beast say, come and say, and beheld a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. And I heard a voice which say, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, and you will see and hurt not the oil and the wine. Jy sien, toe Johannes hierdie geskryf het hy die tyd gesien waarin ons leef. Want daar's 'n tyd wat, as gevolg van wat gebeur, en hierdie is miskien net die geboortepyne, maar hierdie is binne in die tyd van die verdrukking. As ons dink dat net die oorlog in Iran alleen, ek praat nie eers van die tribulation en die pla en die seels nie, as een klein opening, wat hulle noem, the Strait of Hormuz, laat ek julle net hier net na dit toe vat, sien julle daar op die skerm, hierdie gedeelte het ek seker al in 2016 gedoen, oor Ezekiel 38. Ek praat van 8-9 jaar terug. Bill Salas het die openbaring gekry van hierdie in die vroeë 2000s. Jeremia 49, Esegiel 38. En wie het gedink, en hierdie is 'n natuurlike, sien julle daar wat hy die kinkel maak. Ek dink hy is 20 kilometer, 30 kilometer wyd daar. Nou dit klink wyd, dis miskien van hier af, aan die kant Pellissier verby, of van hier af daarna Grootvlei toe, dit klink wyd. Maar as ons besef hoe groot is daai olietankers, wat deur daai kinkel moet gaan, en dat 20 tot 25% van die wêreld se ruolie of olie beweeg daardeur. 25%. En laat net daai gedeelte, daai kinkel, is wat die hele wêreld op hierdie stadium laat stilstaan en laat wonder, hulle weet nie wat. En alles gebeur teen die onverwagte. Hierdie is alles deel wat gaan uitloop. Dis nog nie deel van Esegiel 38 van wat ons almal weet van die naam Gog en Magog nie. Dis wanneer die noorde afkom en dis wanneer Israel alleen gaan staan. So ons moet weet, Israel is nog steeds nie alleen nie. Israel het 'n bondgenoot in Amerika. Maar daar gaan 'n tyd kom wat hy alleen moet wees en dis dan wanneer dit in vervulling gaan. Maar ons kan klaar sien dat dit wat geprofeteer is en dit wat reeds gesê is, dit begin reeds eskaleer in die wêreld. Ek meen 2-3 maande terug het baie min mense geweet as jy vir hulle gesê het die Strait of Hormuz, wat dit is en waar dit is. Nou ewe skielik in die media weet almal dit. Of hulle dit gehoor. So ons kan sien dat die bure Saudi-Arabië, al daai is moslimlande. En ons eie Afrikaanse media besing die lof van die moslimlande so,
Ek het gewonder of daai joernalis nie dalk miskien elke dag die Koran lees nie. Want jy kan nie die woord van God lees en sulke goed skryf nie. Jy kan nie wedergebore wees en sulke twak kwyt raak wat hy skryf in die media nie. Al wat ons doen, ons moet die woord van God oopbreek. En ons moet kyk in die tyd en die seisoen waarin ons leef. En ons hart is hier op die altaar om ons vinger op die pols te hou, om te hoor wat die Heilige Gees vir ons sê uit die derde hemel uit. En ons kan nie roem daarop nie, want die oomblik as jy roem daarop, dan verloor jy dit. Want dit kom nie uit ons uit nie. Ons kan net inkom as dienaars en elke oomblik kom neerlê en net vra vir Jesus, kom openbaar in ons in die tyd waarin ons leef. Hoekom is dit belangrik laat ons moet weet wat gebeur? Ek meen, hier's nie 1000 manne wat hier sit vir oggend nie. Wat beteken dit vir 10, 12, 13 manne wat hier sit? En dan gaan ek julle op die volgende antwoord. Ek gee nie om of een persoon die woord ontvang nie, solank hierdie woord teruggebid word na die hemel toe en in die aarde ingaan, dra dit gewig. Want as Daniël een persoon kon gebid het en ingestaan het en sy woord uitgespreek het, want jy sien God soek 'n man wat in die gaping staan. En ons bid baie hierdie, maar net om vir julle te sê, wat is die belangrikheid van een persoon? En ek wil net hierdie terugbring om vir jou te wys dat een persoon maak 'n verskil. Een persoon maak 'n verskil. Ek het dit agtergekom toe 10 jaar terug, toe ek geroep is om in die oggendure te begin inbid vir Suid-Afrika. Die eerste ding wat ek opgestap het, die mense wat ons gebedskamer bo gedoen het, die eerste skrif, as jy instap op jou linkerkant, is Esegiel 22 vers 30. En 10 jaar terug loop ek om raak die skrif en ek sien, I sought for a man among them that should make up a hedge. Nou weet ons dat Job het 'n hedge om hom gehad. 'n hedge beteken is om 'n geestelike kan ek dit 'n heining noem, 'n geestelike beskerming om jou te hê. Ja. Job het dit gehad en God het vir Satan gesê, hy het vir hom gesê, hier is my vriend Job, en Satan het gesê, ek kan niks aan hom doen nie, want daar is 'n heining, daar is 'n hedge around him. There's a spiritual hedge around him. So in hierdie plek kyk ek en ek sien, I sought for a man among them that should make up the hedge. So een persoon het die autoriteit van die hemel gekry, en een persoon het 'n wettige reg om in die gaping te staan vir 'n nasie. Manne, ek sê dit weer dat julle moet verstaan waaroor dit gaan. Een persoon kan in die gap staan vir Afrika. Een persoon kan in die gap staan, in die gaping staan vir Israel. Een persoon kan in die gaping staan vir Singapore. God soek nie 'n leermag nie, hy soek 'n persoon. En as sy woord geland het, dan het hy sy woord is geanker. Met ander woorde, the Lord is looking for people
Ek wil vir julle 'n skrif gee. To come and stand in the gap. Kom ek lees net hierdie klaar. Come and that make up the hedge and stand in the gap before me. For the land. Sien julle daar? For the land. That I should not destroy it. But I could not found one. Esegiel 22:30. But I could not found one. Hy sê, ek soek 'n man wat in die gaping kan staan, om nie die land te verwoes nie, en ek kon nie een kry nie. Nou wil ek vir julle in hierdie skrif maak, partykeer, toe ek dit die eerste keer ontdek het, het dit vir my, hierdie skrif het my eintlik bang gemaak. Ek gaan hom nou vir julle lees, Sagaria 3:7. En ons het dit gister gelees. Kom ek lees vir julle Sagaria 3:7. Ek is nog steeds by die stilte. En iets wil die Heilige Gees in stilte doen. So die Heilige Gees wil in stilte, wanneer ons stil raak, wil hy die warriors en die watchmen en die intercessors en sy bruid voorberei vir wat op pad is. Nie dat hulle die oorlog gaan veg nie. Because the battle belongs to the Lord. Maar dat hulle in die hedge kan staan en 'n legal right kan kry, so that the Lion of the tribe of Judah can come to execute his will and his purpose on the earth. Ja. So Vader God soek 'n man om in te staan in daai gaping. Hy doen dit nie self nie. En hy gee vir ons. Ek wil vir julle iets sê vanoggend wat julle moet besef. Manne, as earthen vessels wat uit stof gemaak is, het God sy profete geroep, hy het sy diensknegte geroep, hy het sy intercessors geroep, hy het sy paas geroep. Ek praat van paas van gesinne, koningspriesters in die huis, geroep om sy woord uit te voer op die aarde. Saam met ons manne en vrouens en diensknegte wat die woord uitvoer, het hy vir ons gegee hulpmiddele om ons by te staan. Hy het vir ons engele gegee om te support. Hy het vir ons engele gegee om boodskappe te bring. Hy het vir ons, die Heilige Gees is die belangrikste, want hy is die een wat deur ons alles doen. Hy is die intercessor. Jy kan dit nie doen nie. Jy kan dit net doen met die Heilige Gees in jou en deur jou. Nou, hy het nie dit vir engele gegee om dit te kom doen nie. Hy het dit vir mankind, hy het dit vir my en jou gegee om sy missie te kom uitvoer teen magte en owerhede in die lig, want sy seun het die prys betaal met die bloed om hulle te ontwapen, en daai wapen van die bloed is nou in my en jou hande om dit uit te voer op aarde, sodat sy naam verheerlik kan word. En ek hoop dit maak sin, maar in Sagaria 3 gaan ek lees, maar ek begin by vers 1, en hy praat met Joshua. Nou Joshua is 'n ander naam eintlik vir Yeshua, Jesus. Dis eintlik die Hebreëus. So hy sê, and he showed me Joshua the high priest. En ons weet dat Jesus is ons hoëpriester van Melchisedek. Hy sê, and he's standing before me, before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him. And the Lord said to Satan, the Lord rebuke you, Satan. Jy sien, hier's 'n beginsel wat ons moet leer. Ons kan nie die accuser rebuke nie. Baie mense wil hom kom en hulle wil hom bind en ontbind en hulle wil hom vervloek. Dis nie ons kan dit nie doen nie. We can resist him,
But the Lord, you can ask, the Lord will rebuke you. As jy met hom praat, kan jy vir hom sê, but the Lord will rebuke you. Want hy is die een wat hom oorwin het, en hy is die een wat die sleutel gaan haal het, wat die werk gaan doen namens ons. So dit is hoe jou gebed kan wees. And even the Lord that chose Jerusalem rebuked you. Is this not a brand plucked out of the fire? Now Joshua was clothed with filthy garments and stood before the angel. And he answered and spoke unto those that stood before him, saying, Take away your filthy garments. And unto him he said, Behold, I have caused your iniquity to pass before you. Manne, ons moet verstaan, Joshua staan daar as 'n hoëpriester. En in een oomblik staan hy daar en hy staan daar met 'n kleed wat besoedel is. En God sê, in 'n oomblik gaan ek jou, nie jou sonde nie, nie jou transgression nie, ek gaan jou iniquity, ek gaan jou sondes van jou pa en jou voorouers en jou geslagte, wat hierdie grondgebied kom ontheilig. Hy sê, ek gaan alles voor jou verbybring, laat jy sien hoe het hulle gelyk en hoe lyk jy. En Joshua is die hoëpriester, hy is veronderstel om 1 keer 'n jaar in die allerheiligste in te gaan en in te tree namens die volk. Maar God sê vir hom, jy het iniquity in jou, jy het hierdie bloedsonde, jy het hierdie familiesondes, ek gaan dit voor jou laat verby beweeg en jy gaan sien hoe lyk dit. Behold, I have caused your iniquity to pass before you, and I will clothe you with a change of raiment. Hy sê, ek gaan vir jou 'n nuwe kleed gee. Jy sien, jy kan net 'n nuwe kleed kry met die bloed van die lam. Want hy is die een wat skoon was. And he said to him, and I will set a fair mitre upon your head. Dis om jou gedagtes te beskerm. So they set a fair mitre upon his head, and he clothed him with garments, and the angel of the Lord. So die angel of the Lord, elke keer in die skrif, is Jesus Christus. So elke keer as die woord praat, and the angel of the Lord, dan praat hulle van Jesus Christus, wat voor hom staan, stood by, and the angel of the Lord protested unto Joshua, and he saying to him, nou moet ons weet, hy gee vir hom 'n nuwe kleed, en dan sê hy vir Joshua, hier is hierdie voorwaardes, wat ek vir jou gee, wat jy moet nakom. Thus saith the Lord of hosts, if you will walk in my ways. Jy sien wat is die voorwaarde? As jy in my weë wandel. Nou dit kos 'n prys om in God se weë te wandel. Dit beteken jy het stilte tyd nodig om sy stem te hoor. Want anders, hoe gaan jy weet as hy vir jou sê links? Hoe gaan jy weet as hy sê vir jou regs? Maar jou dag is so besig, jy het nooit stilte tyd voor hom nie. So ons om die voetstappe van hom te hoor. Vanoggend toe kom Willie hier aan, toe sê Willie, Andrei, dis die sleutel. Hy sê die terrie, dis die sleutel. Want in hierdie terrie wat ons so stil raak voor hom, hoor ons hom al so duidelik praat. Ons weet presies wat wil hy hê, wat ons moet doen. Hy sê, and if you will walk in my ways. En nou kom die volgende, and if you will keep my courts. Met ander woorde, daar is, you will keep my charge, you will keep my courts. Jy gaan intree vir my land. And if you will keep my courts, then you shall also judge my house. En as ek hierdie vers lees, dan gaan ek in vrees en bewing in, want die woord Palal, wat beteken gebed, beteken eintlik judge. Beteken beoordeel. So die oomblik is, jy kan nie intree vir jou gesin, jy kan nie intree vir jou nasie, jou volk, as jy nie by jouself begin nie. So jy moet elke oggend kom,
en seker maak dat jy self eers jou sondes bely. Maak nie saak of jy skuldig of onskuldig of willing sins, unwilling sins, en elke dag as jy dit voor die troon van genade bring, dan kan jy 'n nuwe kleed kry wat met bloed bevlek is. Sê Vader, ek kom vanoggend na U toe in die naam van Jesus. Dis nou voordat jy vir die land of vir jou gesin begin. Ek bring myself neer. Ek lê myself neer, gees, siel en liggaam. Alles, al 3 dele van jou. Ek lê my neer. Dan die volgende, ek staan skuldig vir elke aanklag wat die vyand teen my gebring het. Ken jy al die aanklagte wat jy het? Jy ken nie deur die dag, hoeveel keer het hy notas gemaak, waarmee jy betrokke was, waar was jy onder onsie, hoe het jy met jou vrou gepraat, hoe het jy met jou kinders gepraat, hoe het jy met jou tuinman gepraat, alles word genotuleer. En al daai aanklagte word in die hof ingevat. En nou moet jy kom en jy moet dit skoonmaak elke dag van jou lewe, want jy moet jou kruis opneem daily. En voordat jy jou kruis opneem en sê, Lord, I stand guilty of every legal accusation. Jy sê klaar, ek staan skuldig. That the enemy has brought against me. Wat hy teen my gebring het, staan ek skuldig. And I ask you now, Lord, through the blood of the Lamb, Jesus Christ, to come and take all my sins and all my transgressions and all my iniquities away from me. Jy moet eers erken jy skuldig, en dan moet jy dit bely, en jy moet dit voor die troon bring, en dan moet jy die bloed vra om dit skoon te was, en dan kan jy eers ingaan, en begin intree, vir jou kinders, jou vrou of jou land. Sonde beteken jy die merk gemis, dis klein, dis goed wat jy elke dag doen, Transgression is willingly, is sondes wat jy elke dag, dan begin jy transgress. As jy 60 ry, jy sou sê 'n bordjie 60 km/h, maar jy ry 80, hulle vang jou nie, jy het geoortree, maar hulle het nie vir jou boete uitgeskryf nie. Nou skryf hulle vir jou boete uit, en jy moet gaan verskyn, en jy gaan verskyn nie. En dan begin jy ry môre 120 weer in 'n 60 sone. Die volgende dag ry jy weer 90 in 'n 60 sone. So is om willingly aanhoudend dieselfde oor en oor te doen. As jy weet, jy's besig in 'n sekere, in dit is die aanklagte teen jou, in hierdie sonde, maar jou aan met dit, willingly, begin jy nie ophou met dit nie, dan raak dit nader aan transgression. En uit transgression kom die volgende ding in jou hart voor, rebellion. So uit die 3de hemel moes dieselfde gebeur het, toe Lucifer uitgegooi is, het hy begin, en wat het hom rebellie begin inbeweeg. So dis die plek, maar die woord wat ek vir julle sê is dat, die ding wat my in vrees en bewing gelaat het, en ek wil afsluit hiermee, is die volgende. And you shall also judge my house. So Vader God soek sy eie kinders om in te staan en regters, beoordelaars te wees. Nou hoe is jy 'n beoordelaar? Want die woord van God sê die volgende, judgment will start at the house of the Lord. So Vader, ons moet kom en sê, ons bely vanoggend dat ek is deel van die liggaam van Jesus Christus. I am part of the body, I'm part of the ecclesia, I'm part of the church. Hulle is nie hulle daar en ek is hier nie, ek is deel van dit. En ons staan skuldig voor U, Lord. So Lord, you are now coming to judge the body of Christ in this nation. So ek moet dit sê, dis wat God gaan doen. He's gonna judge it. Hy soek iemand om te sê, sy huis gaan nou beoordeel word. Hoekom moet ons dit sê? Want die bruid moet skoon kom. Dit gaan nie oor,
hulle is verkeerd en dit gaan nie oor 'n kerk nie, dit gaan oor die bruid. Dit gaan oor die totale bruid van Christus. Christus soek 'n vlekkelose bruid. En om 'n vlekkelose bruid te kry, moet hy sy liggaam kom was. As jy nie jou liggaam was nie, dan gebeur daar iets in hierdie liggaam van jou. Jy kan nie net besluit, het jy al gesien, okay, ek gaan nou hierdie week net onder my regterarm was, my linkerarm gaan ek nie was nie. Dit is hoe die liggaam van Christus werk. Iewers gaan iemand agter, ek staan nie daai kant nie, as ek hierdie kant staan nie, dan is dit nie lekker, ek gaan eerder aan sy regterkant staan. Maak dit vir julle sin wat ek sê? So die liggaam van Christus, manne, ons moet verby kyk na kerke. Ons moet verby kyk na denominasies, it's man-made institutions. Ons moet die koninkryk van God begin raak sien. Kom ek sê vir jou, die tye wat jy hierdie sien, dis NG en dis Dopper en dis Baptiste en dis CRC en hierdie is Divine Restoration, ja, hierdie is beter as daai. Weet jy wat? Ek het 2 dae terug het ek vir die manne gewys, as jy 'n granaat vat, as hierdie granaat nog reg was, as jy hom oopsny, is hier klompe te hier binne-in. That's the members of the body of Christ. Almal kom nie en sê vir my, gee vir my pips nie. Hoor jy, ek wil pips koop. Wat sê hulle vir jou, wat wil hulle koop? Hulle wil 'n granaat koop. So die liggaam van Christus is een, maar dit kan wees, ek het 'n week terug het iemand vir my granate gegee, en paar van die granate was nie reg nie. Hulle het al begin sleg geraak. Dan kom ek agter, het jy al 'n vrug geëet, dan kom jy agter, maar hierdie vrug, as jy hierdie slegte deel uitsny hier, dan kan jy nog hierdie deel eet. Nou hier met die liggaam van Christus werk dit so. As jy hierdie granaat oopsny, dan sien jy die lede binne. So in hierdie lede, hier binne, al hierdie pips hier binne, is daar CRC, daar's NG Kerk, daar is Baptiste, daar is al hierdie 40,000 denominasies, hulle sit hier binne. En in hulle is hulle die lede, nie die institusie nie, die members is die lede wat uit daai liggaam uit is. En die members, hierdie granaat, hierdie liggaam het besoedel geraak. En Vader God wil dit kom skoonmaak, maar om dit skoon te maak, het hy 'n wettige reg nodig om te kom sê, dis tyd dat die huis skoon gemaak word. En hy soek van sy kinders intercessors om te sê, Lord, we stand guilty as the body of Christ before you. Ek sien nie 'n gemeente raak nie. I'm the body, I'm part of the body. Is dit moet ons begin pla. Dit wat Jesus pla, moet my en jou begin pla. Sy emosie moet in ons kom. Dis hoekom ons in stilte moet gaan, om te hoor hoe hy sy hart klop en wat hy voel. As hy pyn voel vir sy bruid of vir die liggaam wat besoedel is, dan moet ek en jy dit voel. As 'n pastoor of 'n ou of iemand wat dis wanneer jy moet die siel, wat is die siel? Dis die vrees van God en die toorn van God op jou moet kom. As jy sien ander gemeenteleiers in jou stad is besig om lidmate te mislei of om aan die liggaam van Christus skade te doen, want hy moet 'n voorbeeld stel en ons moet loop op 'n plek en almal kyk en nou kom hy en hy raak in goed betrokke en nou party mense se oë is meer op die dominee of die pastoor gefestig as wat dit op Jesus is, want hulle is nog babas en as gevolg van dit dat hulle oë op mense gefestig is. As die pastoor struikel of die dominee struikel of die ouderling struikel, dan struikel ek maar saam, want hy het dit gedoen, ek kan dit ook nou maar doen.
So met hierdie wil ek net kom afsluit vir oggend. Kom ons soek die stilte aan. That can transform our lives. Manne, wie van julle, party, ek weet dis nie altyd maklik nie, maar kan julle, ek voel 'n shift, ek voel 'n skuif vandat ons in die terry begin ingaan het. Ek kan werklik sê, al rus ons net, ek voel 'n shift, en wanneer gaan ons ophou? Ek weet nie of die Heilige Gees wat hy wil hê nie. Miskien gaan ek vir van hulle anders sê, die wat party van hulle kan glad nie rus hier nie, gaan ek sê, kom bietjie later in, of kom later in, dan ek kan miskien 'n uur of 2 rus, en beter voel, maar ek sien, ons moet bly aanhou, tot daar meer begin inkom, en meer inhou, laat dit vir jou belangriker gaan wees om te tarry is wat gaan gebeur in die oggend. In die middernagtelike ure, wanneer jy hom werklik kan kom en begin ontmoet. The Holy Spirit is not looking for high IQ, well-trained people. He's looking for unskilled, faithful men. Hy soek gewone manne. Maar sy eerste kwalifikasie is faithfulness. Wanneer ander opgehou het, dan hou jy nog steeds aan. En ek sien, hier's manne, ons het disipelskap terug, ek het van die begin af het ek hulle gesê, ek wil afsluit hierdie, maar hierdie is 'n deel wat ek vir julle sê wat gebeur. Elkeen weet waar hy betrokke is in die liggaam van Christus. Jy vra, wat is jou porsie? 'n Moenie te groot porsie vat, jy vat 'n klein happie en dan begin jy groter gaan. Dan kom manne in vir disipelskap. En ek weet wat gebeur. Almal is ywerig in week 1. Almal is ywerig in week 2. Almal is ywerig en dan begin hulle vervelig raak of hulle begin sê, nee, ek ken nou al hierdie of ek gaan nou nie meer gereeld kom nie. En dan kyk jy, ek het destyds met hom, Gideon van Tonner, was ons 6, 7, 8 manne wat begin het by hom. En in jaar 9 toe sê ek, is hy nog 1 week oor die kruis, en ek sê dit in my gedagtes toe ek loop, as hy nog 1 week oor die kruis, nie oor iets anders bietjie wat ons saam gaan share nie, dan gaan ek nie terugkom nie. En in die oomblik wat ek het dink, jy weet, in die hemelse taal is 'n gedagte, in die hemel praat hulle nie, as jy Sadu hoor, hy sê, as ek vir Bouwer kyk en praat hy met my, en as ek vir hom kyk, praat ons mekaar, net met ons gedagtes. Hy sê die oomblik toe ek dink, ek gaan nie volgende week terugkom nie, kom die oomblik toe antwoord die Heilige Gees vir my, there's pride in your life. En ek moes kom neerval en ek moes kom bely. Ek moet kom bely. Ek sê, Vader, daar's trots in my lewe. Ek is volgende week terug by hom Gideon. En Barend het in jaar 8 ingekom omtrent, ons het nog 4 jaar, was dit ek en Barend, maar die 8 wat daar was, het ek gesê, almal kan loop, al bly ek alleen oor, gaan ek nie ophou nie. I'm just here to honor this man. Al hoor ons niks nie, al deel hy met my niks nie. Dit gaan net uit onder uit, al sê hy klomp goed wat ek elke week in 'n repetisie hoor. Hy het goed gerepeteer vir 12 jaar lank oor die kruis, maar laat daai woord van die kruis is vir oggend bedoel vir House of Bread. Net omdat ek bly staan het om elke week by sy voete te sit. Nou kan dit multipliseer in ander in. Want alles word getoets deur die kruis. Ek het dit Woensdag gesê. Alles wat jy doen word deur die kruis getoets. Nie deur jou kennis wat jy het nie. Alles moet deur die kruis getoets word. En hoe toets jy dit deur die kruis? Ek wil soontoe gaan, en toe hom Gideon altyd gevra, het Jesus dit gesê vir jou. Het die Heilige Gees vir jou gesê jy kan soontoe. Het hierdie vir jou gesê jy kan soontoe gaan. En die kruis is die plek waar hy alles kom neerlê het. So alles, niks is groter as die kruis nie. Niks is groter as die volmaakte werk wat hy gedoen het nie.
Die volmaakte werk van die kruis is die krag van redding. Dis die volmaakte werk. Alles moet jy terugvat na die kruis toe. Alles wat jy hoor. Alles wat jy hoor in eindtye moet jy gaan hoor. Moet jy terugbring weer na die kruis toe, na die voet van die kruis toe. Ons moet altyd, want die kruis is een plek, is sterf. Losing your life, deny yourself. As jy in 'n onderonsie is met 'n persoon of in 'n geskil met jou vrou, jy kan die onderonsie wen of die argument wen, maar die kruis het verloor. Want jy het in trots ingegaan en vir haar gewys ek is reg. Baie keer kan ek dit doen, maar baie keer moet ek eers gaan sterf en sê ek is jammer, al weet ek is verkeerd, ek is reg gewees, dan gaan sê ek is jammer. Weet jy wat, die vyand hou nie daarvan, as jy omdraai en gaan sê, ek is jammer, maar jy weet jy was reg, want dis waar die battle gewen word. By die kruis, om daar te gaan sterf, in jou ou self. Iemand vir wie jy jarelang nie meer praat nie, wat nie meer met jou wil kontak maak nie, weet jy wat kos dit om 'n foon op te tel en daai persoon te bel en te vra, vergewe my, maar jy weet jy was reg, daai persoon het my te nagekom. Daai persoon skuld my geld, ek spreek jou vry. Nee, gaan hom terugkry, hy moet maar betaal vir dit. Nee, spreek hom vry, bring dit na die kruis toe, skryf af. Want is jy wat vir hom geleen het? Is jy wat vir hom gegee het? Is jy wat dit toegelaat het? Dankie Jesus vir hierdie oggend. Dankie Vader, Heilige Gees, dat U is die leermeester. U is die een wat vir ons die openbarings kom gee. Dankie dat ons weet dat alles moet deur die kruis gaan van Jesus Christus. Ons van vanoggend vir oom Gideon kom eer as 'n disipelmaker van die kruis van Jesus Christus. Selfs waar hy in die wolk van getuienis is en vanoggend lag en hy glimlag oor die woord wat hy in getrouheid van Jesus ontvang het deur die kruis en dit vanoggend kom neersit het hierso. Maar Heilige Gees, ek bid dat U hierdie woord van stilte gaan vasmaak in ons harte, dat ons gaan leer hoe om in stilte in te beweeg. U stem te kan hoor, laat ons gaan uitgrawe, laat ons gaan uitsoek, maar laat U die openbaring, Heilige Gees, U gaan doen in hierdie week, manne gaan terugkom met getuienis. Hulle gaan terugkom met getuienis. Daar's 'n man daar agter, Ruben, kom vorentoe, laat ons vir jou bid. Riboshiborobatsa. Aritsi, kom sommer vorentoe, jy en Shaal. Riboshibonda ribanda ribatsa. Dankie manne, kom ons staan en ons gaan 'n offer, kom ons neem 'n offer op. Korabashibaribata rabatsa. Ribotsorobushita. Kom staan net hier voor. Wat is jou hart vanoggend? Waarvoor moet ons vir jou bid? Vader, wat jou begeertes vir jou gee vandag. Paar maanden geleden die rond weer van hier geleerd. Ek het hom wandel ja. Dankie Heilige Gees. Thank you Lord, Holy Spirit. Just come and fill this man this morning. Sy naam is Reuben, seun. The Lord called you to be a son. Vader, ek bid dat U sy ore sal oopmaak, dat hy U stem sal hoor, dat U sy hande sal gebruik vir U koninkryk. Heilige Gees, kom soos 'n vars bries. Vader, ek bid Heilige Gees, dat U soos 'n vars bries oor hom kom vanoggend. Waai oor hom. Vader, ek bid dat U hom sal aanraak van die kop van sy tone tot die sool van sy voete. Laat die vuur van die Heilige Gees nou sal kom en net sal brand deur sy liggaam. Openbarings, kennis, wysheid, insig, maar ek bid vir die vrees van die Here. The fear of the Lord over his life.
In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Ruturubushi torobu turubushi ataraba. Ariko turubushi barabata. Just put your hand in the air. Just kom ons bid net in tale oor hom. Manne, terwyl julle staan, kom ons bid net oor hom. Riko turubushi tarabata rabata rabata. Riko turubushi tarabata rabata rabata. Riko turubu turubutu. Father, we pray for a vars taal oor hom bring. Laat dit vloei oor hom. Laat dit so strome. Hier's 'n fontein in jou wat moet oopkom. Hier's 'n fontein wat geblokkeer is wat moet oopkom. Riboshititi, roturubuturubushida daribanda. 'n Fontein rukuturubushienda. The well inside of him right now, in the mighty name of Jesus. Let it flow, let it flow, let it flow out of his belly. Let it start to flow out of his belly in the mighty name of Jesus Christ. We pray this. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dankie Jesus. Dankie Jesus, dankie Here. Thank you Lord. Dankie dat hy die moeite gedoen het om hiernatoe te kom vanoggend. Vader, ek bid dat U hom sy paaie sal gelyk maak. Elke kronkel in sy lewe, laat hy 'n ontmoeting gaan hê vanoggend by die altaar, dat hy 'n ontmoeting gaan hê, dat die vuur van die Heilige Gees oor hom kom en brand vanoggend. Dat hy 'n ontmoeting gaan hê en laat sy lewe nooit weer dieselfde gaan wees nie. Dankie Vader dat ek weet hy het 'n woord by hom, maar laat die woord in hom kragtig, lewendig gaan maak. Dat die woord kragtig en lewendig gaan word in hom in sy lewe. Laat hy 'n getuienis gaan word, dat hy sy lippe gaan aanraak, dat die salwing van die Heilige Gees van hom gaan afdrup in die naam van Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Halleluja. Amen. Amen. Jy kan die offer oorraai. Dankie Vader vir hierdie offer. Dankie vir hierdie offermandjie vanoggend. Dankie vir die saad van die woord. Dankie Vader, ek wil net hierdie offer voor U bring vanoggend. Ek wil dit kom wyf. Ek wil dit net kom bring as 'n wyfoffer vanoggend. Yevarecha Adonai Vishmerecha. Yaer Adonai Panavelecha Vilgeneka. Yesa Adonai Panavelecha Yevashim Lecha Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance to you and give you His Shalom. Shalom. Amen and amen. Samuel, kom staan jy hier. Ons stuur hom na Rooies toe. Bring hy Rooi. Hy het gevra, hy het vir maande hier gestaan en nou word hy gestuur. Nou word hy gestuur. Assignment. Vir maande het hy gestaan. Vader, ek bid Heilige Gees. Lord, we send him now from the house of bread, Lord. Father, we send him from this place to Rooies now. Father, I pray the fear of the Lord over him. I pray your fire around him. Father, I pray now to open his scroll that was there before the foundation of the earth, that he will come in alignment with the throne room of Jesus Christ. Let the Holy Spirit come and speak through you. Open now the scroll in the mighty name of Jesus. Father, align him with his assignment to do the work that you have called him to do, to be an evangelist to you. Open his ears, his eyes, so that he can receive the uncorruptible seed of the word, and in the time, Lord, that he can spend there, that he can be a faithful servant and steward
of the word of the Lord. In the mighty name of Jesus Christ, we send him out now. In the name of the Lord. Amen and amen. Die eerste versie is uit Jesaja 53 vers 7. Like a lamb led to the slaughter, he opened not his mouth. Psalm 22 vers 22. I cry, but you do not answer. En dan laastens Psalm 62 vers 1. My soul waits silently for God. Nou uit hierdie 3 verse is daar 3 belangrike goed. Die eerste ene, Jesus het hom nie self verdedig nie. Dit was intentional. It was not by accident. He intentionally kept silent. Okay. Dink net daaraan. He could have interrupted the redemptive plan of God if he said anything, but he did not. Tweede instansie as ons Psalm 22 lees, dan sien ons die absolute verwerping wat Jesus ervaar het. Spreuke sê vir ons, wanneer verwerping so erg is, dat die aarde sal skeur. So die Here se God die Vader se verwerping op Jesus was Psalm 22 so erg dat die aarde fisies geskeur het, sodat nie een van ons ooit weer verwerping hoef te ervaar nie. As jy stilte ervaar dis nie abandonment nie. Daai stilte is 'n hidden activity. En dit gaan identiteit reveal. Jesus se identiteit is reveal in die stilte. Laaste instansie wat ons sien, is ons moet weet, in stilte moet daar vertroue wees. Daar moet afhanklikheid wees. Ons is nou in 'n tyd van stilte. Vir 49 dae moes die disippels wag. Party het moeg geraak van die stilte. Hulle kon nie wag nie. Maar ons weet, op Pentekos was dit nie meer stil nie. En hierdie tyd wat ons nou is 'n tyd wat vir ons stil is, maar daar's 'n groot verwagting wat vir ons voorlê. Laaste instansie wil ek sê, 10 dae gelede het 'n vriend van my se skoonseun selfmoord gepleeg. Hy die aand voordat dit sy huweliksherdenking is, homself opgehang. 'n Seun, 'n hoofseun van die skool, eerste span kaptein, en ek kan aangaan van al die wêreldse goed wat hy behaal het. En as so iets gebeur, dan vra ons vir onsself, wat is die rede dat so iets gebeur? En ek weet in my eie lewe, daar's 'n virus siekte wat ons noem busyness disease. En daar's net een ding wat busyness disease genees. En dit is stilte voor God. Moet nooit dat ons so besig raak dat ons nie ons boeties en ons sissies se emosies raak sien nie, want ons is te besig en ons die duiwel kans gee om hulle by ons te kom steel nie.